Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons gesels in Arende Gebed oor effektiewe gebed. Oor gebed wat vinnige resultate bring. Partykeer binne 24 uur en partykeer selfs terwyl jy bid, antwoord die Here. En daar is 'n klomp geheime wat die Here nou al vir my oopgemaak het oor hoe effektiewe gebed werk, maar ek het gedink vandag gaan ons net eers weer terug na die basiese. Dalk die een element wat die heel nodigste is in effektiewe gebed. Dalk die een element wat verlore geraak het in die kerk van die Here en in die lewens van gelowiges. So, in die gesig van die tyd waar ons nou is, van Pinkster, wat nou hier by ons is, lees ek in Lukas 24 vers 49 en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Die vermiste bestanddeel, waarom gebed baie keer, wel seker elke keer, nie effektief is nie, is die krag van die Heilige Gees. Dis my so asemrowend as ek lees dat ons nie altyd weet wat ons moet bid nie, maar die Gees van die Here tree vir ons in met onuitspreeklike versigtinge. Die Heilige Gees wat my gebed konnekteer aan hemelse bronne, aan die troonkamer van die Vader waar die antwoorde vandaan kom. So, kom ons praat vandag oor waarom baie kinders van die Here vir my sê, ek bid, maar dit lyk nie asof my gebede geantwoord word nie. Ek bid, maar ek kry nie my deurbraak nie. En die antwoord is die vuur en die krag van die Heilige Gees. 'n kerk sonder die Heilige Gees is net godsdiens. En ek kan dan ook sê 'n individu, 'n Christen sonder die Heilige Gees is net 'n godsdienstige. Reinhard Bonke het gesê, Christianity is supernatural or it is nothing. En gebed is eintlik vir jou die deur na die bonatuurlike. Gebed sluit die deur na die bonatuurlike oop. So, wanneer jy bid, is die Heilige Gees nie 'n opsie nie. Hy is alles. Dis hy wat jou gebed krag gee. Dis hy wat bronne oopsluit. Dis hy wat die oorlogsengele aktiveer. So, Jesus het gesê, ek stuur vir julle, ons Bybel sê 'n ander trooster in Johannes 14, maar die meer korrekte woord is helper. Ek stuur vir julle 'n helper. Wat 'n woord, wat 'n uitspraak is dit nie net van Jesus nie. Ek stuur vir julle 'n helper. As jy jou lewe vir die Here gee, is jy nie veronderstel om alleen te probeer om maar net reg te lewe, te probeer om vir die Here te lewe nie. Jy is nie veronderstel om alleen te veg in die battles waarin jy definitief sal wees, omdat jy kind van die Here is nie. Die Heilige Gees is jou helper. Die Heilige Gees is jou lewensredder as jy voel jy verdrink. Die Heilige Gees is jou wildlife guide as jy op 'n leeu afkom. Onthou die woord van die Here sê, die duiwel gaan rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Die Heilige Gees is jou wildlewe gids. Hy ken die wildernis. Hy is die een wat jou daardeur sal vat. Jy gaan dit nie op jou eie maak nie. Jy gaan dit nie alleen maak nie. Sonder hom sal jy dit nie reg kry om vir die Here te lewe nie. Jy sal nie staande bly in die gevegte nie. Jy sal verkeerde besluite en verkeerde keuses maak, wat jou duur sal kos. Jy sal bid en bid, maar daar sal net nie krag daar agter wees nie. En vir 'n hindernis om te val, en 'n berg om te skuif, en 'n see om oop te kloof, het jy krag nodig. Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Wat 'n uitspraak! Julle sal
krag ontvang, wanneer my gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ek vra jou, wat beteken daai stukkie, julle sal my getuies wees? Die meeste mense, en dis hoe ons groot geword het, sê, maar jy moet vertel van die Here, jy moet vir ander mense vertel van die Here, en ek dink nie, dis wat daar staan nie. Ek dink ons is heeltemal verkeerd daaroor geleer. Die voorafgaande deel, die A-deel van die vers is die sleutel. Hy sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dan sal julle my getuies wees. Met ander woorde, die krag van die Heilige Gees oor jou, help jou om sonde te oorwin. Dit breek die kettinge. Dis krag om staande te bly, al is die aanval hoe ewig. En dan, daai is jou getuienis. Die feit dat jy bly staan is jou getuienis. Die feit dat jy sonde oorwin is jou getuienis. Iemand sê, the Holy Spirit was not given for comfort, but for conquest. Dis hoekom die Gees van die Here eintlik die initieerder van gebed in jou lewe moet wees. Dis hy wat jou lei ook waarvoor om te bid. Dis hy wat jou lei waaroor om te bid. Dis hy wat vir jou leer wat om te bid. Dis nie net om jou te seën nie, maar om jou te gebruik, om jou effektief te maak, om jou gebede effektief te maak. So, mense wil die krag van die Heilige Gees hê, maar nie die verantwoordelikheid nie. Die Heilige Gees soek volgelinge van die Here wat sê, gebruik my lewe om van U te getuig. Gebruik die deurbrake in my gebede om van U te getuig. Hoe sal dit gebeur? Kom ek vertel jou nou 'n geheim. Gebed verander nie die Here nie, gebed verander jou. Hier is die sleutel. Jy kan nie die Here se arm draai nie. Gebed kom uit persoonlike verhouding, kom uit 'n intieme verhouding met die Here, en dit gee vir jou autoriteit en gesag. Sonder die Heilige Gees is dit maar net kerk. Sonder die Heilige Gees is dit tradisie in plaas van transformasie. Sonder die Heilige Gees is dit godsdiens in plaas van verhouding. So die Heilige Gees begin om jou te verander. As die Heilige Gees oorneem, is daar 'n totale verandering. Jy dink anders, jy praat anders, jy lewe anders. Jy het 'n bultnis wat jy nie voorheen gehad het nie. Jy het 'n geestelike honger wat jy voorheen nie gehad het nie. Jy wil in die woord van die Here kom. Jy wil bid. Jy wil 'n getuie vir die Here wees. Jou attitude verander. Jou uitkyk verander. Waar die Heilige Gees is, daar is krag. Baie mense wag om die krag te voel. Maar die krag van die Heilige Gees is soos elektrisiteit. Dis daar, of jy dit voel of nie. Nou praat ek nie van Eskom krag, wat jy nie altyd weet, is hulle daar of is hulle nie. Al die goed is daar, maar daar is net nie krag nie. Ek praat van solar. Krag wat kom van die son van geregtigheid, Maleagi 4 vers 2. Na die Gees van die Here wat die inverter is, na jou wat die battery is, wat hy krag stoor sodat dit gebruik kan word wanneer dit nodig is. Die krag word net vrygestel as jy gekonnekteer is aan 'n inverter wat van die son af die krag kan trek. Dan breek kettinge. Dan verdwyn alle vrees. Dan staan bultnis in jou op. So, kom ons wees brutaal eerlik. Baie ken kerk, maar nie die krag nie. Baie ken liedjies, maar het geen vuur nie. Jy kan gered wees en nog steeds kragteloos voel. Ver van die Here af voel, by tye dan. Nie in oorwinning lewe nie. Nie vrede hê nie. Maar dit kan vandag verander. Die Heilige Gees soek 'n kanaal waardeur die hemelse krag gemanifesteer kan word en gedemonstreer kan word in 'n donker wêreld. Dis hoekom Jesaja gesê het, duisternis sal die aarde oordek, maar oor jou sal 'n lig skyn. So die vraag is,
Wil jy daardie kandidaat wees waardeur die krag van die Here kan manifesteer? As jy kragteloos voel vandag, as jy hierna kyk en jy hoor my stem, en jy voel kragteloos, of jy voel droog, of jy voel leeg, wil ek hê, jy moet op jou voete spring waar jy is, en met 'n verwagting nou jou hart oopmaak, en vir die Heilige Gees vra, Gees van die Here, neem totale beheer van my lewe oor nou. Breek elke ketting wat my vashou nou. Vernietig elke binding nou. Stel u krag vry in my lewe nou. Steek my lewe aan die brand vir die Here nou, in die naam van Jesus. En laat weet my wat gebeur. Laat weet my wat in jou hart aan die gang is en wat in jou lewe gebeur. Ek wil jou ook herinner dat ons besig is met vat jou dorp terug. Ons het nou 'n plan ontwikkel wat in 2 stappe werk, hoe om jou dorp terug te vat vir die Here. So hierdie werk op een van 3 maniere. As jy hoor die Gees van die Here sê, kan ek jou gebruik? Sal jy vir my 'n instrument wees om jou dorp terug te vat? So dis met die wat ek nou praat. As jy nie nou hierby is nie, sit af die program en kyk iets anders. Maar as jy voel dat die Here met jou praat oor, jy kan opstaan en jou dorp vir die Here terugvat, is die eerste plek, soek 'n paar like-minded bidders. Kyk 'n bietjie rondom jou. Is daar 'n gebedsgroep rondom jou? Is daar 'n paar bidders rondom jou? Dan kom by mekaar en besluit, ons wil ons dorp terugvat vir die Here. Want onthou, ons dorpe kan net verander as ons dorp in die geesrealm verander. As ons in die geesrealm ingaan en ons bind die sterk man oor ons dorp, dan kan ons dorp vir die Here vat. En dan sal ons dorp in die natuurlike realm verander. Dis waar baie mense die fout maak. Hulle wil graag hê in die natuurlike realm moet goed verander, voordat dit in die geesrealm verander het, en hulle verstaan nie. Ons stryd, sê Efesiërs 6 vers 12, is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen bose geeste in die lig. Daar's 'n geesrealm waar die geveg oor ons dorpe eintlik aan die gang is. En as daar verval is in ons dorpe, en dis chaoties in ons dorpe, is dit omdat die Here nie daar in beheer is nie. Onthou, ons kan hom in beheer bring, want hy het die gesag gedelegeer na ons toe, né? Nou is ons in die dorp, en ek moet die Here innooi, en ek moet sy koninkryk laat kom in ons dorpe, sodat hy kan regeer. Ons moet daai deur oopmaak, en dis net bidders wat dit kan doen. So, die program werk op 2 sessies wat ons gaan hê. En dit werk nou op een van 3 maniere. As julle 'n groepie is, en wel, 2 kan 'n verskil maak. In fact, 1 kan 'n verskil maak, want Abraham was net 1, en Daniel was net 1, en hulle het 'n reusagtige verskil gemaak. In Abraham se geval, 2 stede, het hy kon in die gaping staan. So, die eerste deel is, jy laat weet vir my, ons wil graag vat jou dorp doen, en ek stuur vir jou die plan, en julle implementeer dit self. Die tweede opsie is, julle wil graag julle dorp terugvat, het 'n bietjie leiding nodig, en ons hou 'n Zoom meeting met sleutelspelers, en ons bespreek die program wat ek vir jou mail, en op die dag van die Zoom meeting bespreek ons hoe hierdie program gaan werk. En in die derde opsie is, ek kom na julle toe, gratis, vry en verniet. Al wat ek nodig het is 'n venue en 'n slaapplek vir die Vrydag aand, en ons hou 'n 2 ure sessie op die Saterdagoggend, en ons bespreek die program, en jy kan jou vrae vra. Ons het dit nou al reeds in 2 dorpe baie suksesvol gedoen. Ons het die plan gestuur vir 'n 3de groep in Volksrus, en ek kan nie wag om van hulle te hoor nie, en dan gaan ons in die eerste week van Junie na Victoria Wes, om 'n vat jou dorp terug te doen. Ons is ook hier in die Vaal 3 ook besig, om die vat jou dorp terug te implementeer. En ek wil vir jou waarborg, jy gaan die resultate sien. Ons het nog tyd, dat ons dorpe vir die Here sal terugvat. Kan ek vandag ook praat met manne en vroue wat dalk voel, ek hoor wat jy sê,
En ek hoor jy sê, maar jy vra niks om by 'n dorp te kom nie. Victoria Wes is 8 ure se ry van my af. Hoe doen jy dit? Wel, dis wat die Here gesê het. Hy sal manne en vroue opwek, wat sal sê, ek wil jou stuur, dat jy kan gaan. En dan is daar daardie opsie ook, dat jy vir my laat weet, en jy sê vir my, ek wil graag 'n belegger word, en vat jou dorp terug, en ek stuur vir jou ook daardie besonderhede. Al die navraag wat jy daaroor het, of as jy wil, vat jou dorp terug doen, stuur vir my 'n e-pos na arendegebed@gmail.com, arendegebed@gmail.com. En as jy wil 'n belegger wees daarin, dan kan jy ook vir my 'n e-pos stuur na arendegebed@gmail.com en vra vir meer inligting. Ek wil jou ook herinner dat jy op ons webwerf inligting kan kry, gebedsvoorbeelde kan kry, maar veral ook die link kan kry na al ons boeke toe. Elke openbaring wat die Here gegee het ons neergeskryf in boeke, en daai boeke is op ons webwerf by www.prayerevangelist.com, www.prayerevangelist.com, kan jy al ons boeke kry. Die laaste ding wat ek graag met jou wil deel is, dat ek verlede jaar, terwyl ek deur 'n baie moeilike gesondheidsprobleem moes worstel, wat my lewe wou eis, en die Here my daardeur gevat het en my gesond gemaak het, het ek gehoor die Here sê dat hy die salwing op my lê vir genesing. Nou ek het dit nie gevra nie, en al wat ek doen is, ek is maar net gehoorsaam om te doen wat die Here sê. So die Here se woord sê, op siekes sal julle die hande lê en hulle sal gesond word. En ek het net hierdie nuwe passie, as jy wil, om 'n nouer en 'n meer intiemer verhouding met die Heilige Gees te hê, en ons lees dat wanneer die Gees van die Here oor julle kom, dan sal ons groter dinge doen as wat hy gedoen het. En Jesus het ons gestuur, en hy het gesê, op siekes sal julle die hande lê en hulle sal gesond word. En hy het gesê, dryf duiwels uit en maak die siekes gesond. Dis die twee goed wat die Here gesê het. Maak die siekes gesond en dryf duiwels uit. En ek begin dit toepas, ek begin dit in elke diens te doen, en ek ervaar hoe die Gees van die Here net opdaag met 'n woord van kennis, en mense aanraak, en mense gesond maak. Afgelope Sondag was 'n asemrowende ondervinding, toe ek hoor die Here sê, hy maak 'n vrou wie se skoot toe is oop, sodat sy kan kinders hê. Hy maak haar baarmoeder oop. As gevolg van die een of ander toestand is haar baarmoeder toe, en sy kan nie kinders hê nie, maar ek hoor die Gees van die Here sê, hy maak iemand se baarmoeder oop. En ek vra in die gehoor of daar iemand is, en toe daar niemand is nie, hoor ek die Heilige Gees sê, die een van die mense wat aanlyn kyk. Want wat 'n asemrowende tegnologie is dit nie ook, dat ons mense aanlyn by ons dienste kan hê en kan inskakel. Oral waar jy in die wêreld is, kan jy inskakel. By Koram Deo Familie Nuus op ons Facebookblad, Koram Deo Familie Nuus op ons Facebookblad, kan jy ons Sondagdienste volg. Op 9 uur op 'n Sondagoggend en 6 uur op 'n Sondag aand. Die Facebookblad is Koram Deo Familie Nuus. As jy daarop gaan jy kan inskakel op ons dienste. En die volgende oomblik reageer 'n vrou wat na ons kyk via die comment link op ons Facebook en sê, dis ek, en sy sê haar naam, en sy sê, dit is ek. En ek het gebid, en ek glo dat die Here haar skoot oopgemaak het, en dat sy daardie vrug gaan sien. As jy 'n behoefte het, ek hoor die Here wil sy heerlikheid manifesteer, ek hoor die Here wil opdaag en groot dinge doen, sodat mense weer hoop kan kry. Ek hoor die Here sê hy wil sy krag demonstreer, dat die wêreld sy krag en sy heerlikheid kan aanskou. So ek is ook oop en beskikbaar, as jy 'n genesingsdiens wil hou, dan weer eens, as jy met my wil gesels, gaan jy na arendegebed@gmail.com en gesels met my as jy wil hê ons moet kom en daar die kosbare evangelie van die Here Jesus Christus verkondig. Ek het so 'n mooi ding gehoor van Reinhard Bonke, van 'n man wat hom gesê het, jy sê die evangelie is goeie nuus, hy sê die Bybel is nie goeie nuus nie, dis goeie geskiedenis.
As ek die nuus wil sien, kyk ek na die TV vir my nuus. En Reinhard Bonke sê, nee. Waar die evangelie verkondig word, is dit 'n live event. En dan gebeur daar dinge, mense word gered, en kettinge word gebreek, en siekes word gesond, mense word vry, en dit is nuus. En dit is goeie nuus. Ek is op daai bladsy, dat die evangelie goeie nuus is. En waar die evangelie verkondig word, word die krag van die Here vrygestel. En daar word mense gered. En daar word mense vrygestel. So, vir 10 jaar was ek 'n voltydse evangelis. En daardie passie bly brand in my binneste, laat die mense weer die heerlikheid van die Here sien, en dat die krag van die Here weer gemanifesteer sal word in wonders en tekens, wat op die verkondiging van die woord van die Here volg. Dit is ons storie. Ek eer die Here weer eens vir 'n kanaal soos hierdie, waarin ons die vryheid het, om terwyl die wêreld op die rand van die afgrond huiwer, die evangelie kan uitdra ver en wyd oor grense heen. Dit gaan nie oor denominasies nie en oor wat se naam buite op kerke staan nie, dit gaan oor die koninkryk van die Here, en dat die Here nou besig is om sy eindtyd profeseë in vervulling te bring. En Maleagi sê, dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die wat die Here dien en die wat nie die Here dien nie. En in die laaste dae, sê die profeet Joël, sal ek my gees uitstort op alle vlees. En ek dink ons is in daardie oomblikke, waarin ons 'n massa uitstorting opnuut van die gees van die Here sal sien, vir die wat regtig honger en dors is na die heerlikheid van die Here. En ek dink dit sal die spaak wees, die vonk, vir die grootste herlewing wat die wêreld nog gesien het, want dit is die heel laaste kans wat mense gaan kry om met die Here reg te maak, voordat die bruid van die Here weggeruk sal word. Die uur is laat. Daarom sê die woord van die Here, ons moet wakker word, want die uur is laat. Kyk, die nag het ver gevorder, dit is amper dag. En op 'n ander plek sê die woord van die Here, die nag kom wanneer niemand sal kan werk nie. Ons het nou hierdie gunstige oomblik. Ons het nou hierdie kans en hierdie geleentheid om 'n impak te maak. Ek het jare terug 'n gesig gesien van hoe 'n tsunami van heerlikheid uit Suid-Afrika uitkom en oor die hele Afrika spoel en in Europa in van die heerlikheid van die Here. Dis vir my asemrowend dat ons in hierdie oomblikke deel kan wees van hierdie beweging van die heerlikheid van die Here. En jy is dalk een van daai vonkies wat die Here aan die brand wil steek om hierdie werk vir hom te kan doen. So, as jy met my wil kommunikeer en op enige manier betrokke wil raak by wat ons besig is om vir die Here te doen, dan stuur jy vir my 'n e-pos na arendegebed@gmail.com. En dan gaan ons jou inpas, met mekaar kommunikeer oor wat die Here ook deur jou lewe wil doen. Ek wil graag ook jou getuienisse hoor, as die Here vir jou groot dinge gedoen het. Laat weet my, dat ons dit kan deel. Natuurlik werk die Here nie net deur een kanaal nie, hy werk deur baie kanale. So as jy 'n getuienis het, wat jy met my wil deel, sal jy dit asseblief vir my aanstuur. Of as jy 'n groot gebedsversoek het, wat ons saam met jou voor moet stem, stuur dit vir my aan. Dan gaan ons saam met jou staan, ons gaan saam met jou stem, en ons gaan saam met jou bid. Ek spreek oor jou die seën van die Here. Ek seën jou lewe, ek seën jou huwelik. Ek seën jou kinders, ek seën jou inkomste, ek seën jou besigheid, ek seën die werk van jou hande, dat die wêreld na jou sal kyk en moet erken, jy is die geseënde van die Here.